Goeiemôre ook van my kant af, as ek jou dalk nog nie môre gesê het nie. Hallo Albert, my lekker. Blaai asseblief saam na Johannes hoofstuk 8 toe. En ek deel 'n groot deel van my hart met jou vanoggend. Iets wat vir my baie, baie belangrik is. Iets wat ek sien die kerk baie nodig het. En ek glo vir my en vir jou ook. Johannes hoofstuk 8, ons gaan lees vanaf vers 30. Ag, my bedryf is nou weer vir een of ander rede die mekaar vanoggend hierso. Okay, julle sal nou maar net daar op die bord vir my mooi wys, Andrei. Ek weet nie. Het jy hom, nee, jy het hom daarom. Happy days. Johannes hoofstuk 8. Ons gaan lees vanaf vers 30. En hoor hier die positiewe noot, hoor wat is hier besig om te gebeur. Ag, as jy hom kan sort, is dit nice, anders is dit ook alright. En so hoor waar begin ons, hy sê, en terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo. Ja, dis wonderlike nuus, jy weet, dis great, ons is bly wanneer mense in Jesus glo, ons is bly wanneer selfs die Jode en die Fariseërs in hierdie omstandighede kies, om Jesus te begin volg, en jy weet, die gewone mense, hy sê, en Jesus sê vir die Jode, wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Wil jy graag waarlik sy disipel wees? Die antwoord is bly in sy woord. Dis wat Jesus sê. Hy sê, maar hy maak hier die stelling en hy sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. En hulle antwoord hom, hy sê, ons die geslag van Abraham, ons het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie, hoe sê u dan, julle sal vry word? En Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun bly vir altyd. Hy sê, en as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Glo jy saam met my dat jy geroep is tot vryheid? Die realiteit is dit, dat statistiek sal vir ons vertel, dat daar weinig verskil is tussen Christene of dalk dan nou die kerk en die wêreld. Een van die bekendste syfers, egskeidingssyfer. In die wêreld, om en by 50%. Wil jy raai hoeveel in die kerk? Om en by 50%. Armoede in die wêreld en armoede in die kerk, more or less dieselfde. Sonde in die wêreld, sonde in die kerk, more or less dieselfde. En dit bring hier die uitdaging in my hart, want ek lees in Johannes 8, dat as die seun ons vry maak, dan kan ons waarlik vry wees, en dis hierdie ander manier van leef, dis hierdie goddelike roeping, en tog, vir een of ander rede, maar more or less dieselfde. Angs en depressie in die wêreld, angs en depressie in die kerk, more or less dieselfde. Siekte in die wêreld, siekte in die kerk. Dan is ons mos nie regtig vry nie. Dan het die seun my mos nie regtig vrygemaak nie. En dan moet ek mos nou moeite doen om te verstaan, wat is hier besig om te gebeur, sodat ek genuine vry kan wees. Thanks, ek waardeer jou. Want as die seun ons dan vrygemaak het, dan moet ons tog anders lyk, ons moet anders ryk, ons moet anders redeneer. Is dit nie so nie? Behoort ek jy tog nie 'n duidelike verskil te wees tussen wie ons is en wie die wêreld is nie. Ons behoort mos in oorwinning te leef. Nou hier's 'n paar subtle goed hier in Jesus se antwoord en in die Jode se antwoord vir Jesus sien jy 'n paar goed. En ek wil my bes te gee dat jy volgende hier sal uitloop en iets verstaan van hoe vry ons moet wees, maar meer belangrik as dit,
is dat jy hier sal uitloop as iemand wat genuine vry is. Genuine vry. Ek wil saam met jou vertrou, dat jy vryheid sal ervaar in jou finansies, vryheid in jou verhoudings, vryheid in jou gesondheid. Dat jy vry sal kom met die dinge wat jy so maklik vashou. Bly saam met my en loop asseblief hierdie pad saam. Ja, Andre, ek weet nie of ek hierdie ding, moet ek hom nou druk? Nee, wil nie. Hy wil nie vrykom nie. Ek gaan hom nou maar net so hou. Ek hoop nie ek het jou eie goede opgevoeter nie. Het ek iets daarbo gebreek? Nee, dan sit ons raai. Goed. Iets wat ons lees. Jesus sê vir hulle, as die Seun julle dan vrymaak, of hy sê, die waarheid sal julle vrymaak. En dan respond hulle en sê, luister maar ons is dan nou kinders van Abraham. Ons doen dan nie eers slawediens nie. En so die eerste deel, die eerste aspek van vryheid waar ek met jou wil praat, is dat ek en jy genuine sal vrykom van die leuen. Bly nou net by my. Die probleem met hierdie Jode is nie dat hulle ontken dat Jesus ons kan vrymaak nie, maar dis dat hulle eerder loop in 'n ander waarheid as die waarheid. Kerk, ek wil vir jou sê, dis vir my baie belangrik vanoggend dat jy sal hoor, dat daar is baie dinge daar buite wat die ouens waarhede noem. Daar's baie dinge wat ek en jy onsself vertel, ons is heilig oortuig daarvan, dat dit die waarheid is. Ons glo dit met ons hele hart. Luister, die enigste waarheid wat genuine die waarheid is hierdie waarheid. So as iemand my iets anders wil kom vertel as hierdie waarheid, dan moet ek ongelukkig sê, sorry, dit is 'n leuen. En so, as die Seun ons vrymaak, een van die goed waarvan hy ons vrymaak, is die leuns van hierdie wêreld. Maar hoor mooi, daar is geen groter leuen as die leuen wat jy jouself van oortuig nie. Bly nou by my. Die leuns wat ek en jy oor en oor en oor vir onsself vertel, is die leuns waarvan die Here jou ook vandag wil vrymaak. Hoor my gou. Jy vertel jouself hierdie leuen, so gemaak en so laat staan. My pa is so, my oupa is so, ek is seker ook so. Nonsens, man. Ek kon in graad 3 nie lekker wiskunde doen nie, so nee wat, ek is nie wiskundig nie. Sê wie? Miskien jy te veel witbrood gee daai oggend, en toe vang jy nie die minusom nie. Nou glo jy vir die res van jou lewe, jy kan nie wiskunde doen nie. Sê wie? Ek het ongelukkig met verkeerde man getrou, of ek het ongelukkig met verkeerde vrou getrou, ek sal nou maar die res van my lewe ongelukkig wees. Sê wie? Wat is hierdie leuns wat ek en jy die hele tyd vir onsself oor en oor en oor in ons kop vertel? Ek het 'n doktersverslag gekry, nou is my moeilikheid geboek. Sê wie? As die Seun jou vrymaak, sal jy waarlik vry wees. Ek en jy kan in hierdie vryheid loop, maar ons het nodig om iets te verstaan van 2 Korintiërs 10 vers 4. Nou bly nou by my, want hier's 4 goed wat ons moet aanpraat. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie 3006 en 308 nie, okay? Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar is kragtig deur God om wat te doen? Om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Dankie Paulus dat jy vir ons 'n resep gee. Dankie dat jy ons help om te verstaan. So ons wapens is nie, ons wapens van die stryd is nie vleeslik nie. Okay, so dis nie mensgemaak nie. Maar is kragtig deur God om in die eerste plek wat te doen? Vestings neer te werp. Wat is 'n vesting? Is 'n veilige wegkruipplekkie. Jy sien, wanneer die oorlog vreeslik is, dan gaan hulle na die vestings toe. So wat is jou emosionele
of verstandelike veilige plekkie waartoe jy die hele tyd hardloop wat nie goed is vir jou nie? Wat is die leuns, want dit is die vesting, wat hier in jou kop oor en oor en oor en oor spoel, wat maak dat jy nie kan wees en jy nie kan loop in die vryheid van dit waarmee die Here jou geroep het nie. En miskien moet ek dalk net so iets persoonlik met jou deel. So, jy weet daai ouetjie wat in jou klas is, hy's gewoonlik eerste by die klas, hy gaan sit daar agter op sy plek, hy doen altyd sy werk, nie noodwendig baie pelle nie. Hy probeer bedagsaam wees, maar hy meng nie homself regtig met mense nie. Net op sy plek, stil, ken julle so? Jy weet, jy het hom so prentjie. Het jy ooit gedink wat gebeur as die Here daai ouetjie roep vir bediening? En nou pleit ek by die Here. En ek sê, ek wil iewerster in 'n kantoor gaan sit en sommetjies doen. Ek vertel myself die leuen oor en oor en oor. Ek kan nie voor mense praat nie. Ek wil nie met mense praat nie. Ek kan nie hierdie doen nie en ek kan nie daai doen nie. En ek hak vas op hierdie plek en prys die Here vir goeie mentors. Prys die Here vir sy Heilige Gees wat sê dat ten spyte van die leuns wat ons onsself oor en oor en oor vertel, God wil jou gebruik soos hy jou gemaak het. Daar is 'n rede. En wie sou toe nou kon raai dat 20 jaar later is dit nie die pastore wat die hardste skree wat die Here die meeste gebruik nie. Wie sou kon raai dat dinge so 'n bietjie verander het want toe ek begin het, wow, het was nog net mikrofone tyd gewees. Ek wil jy moet iets sien. Een ou vertel homself hy is te stil omdat die Here hom gebruik. Die ander ou vertel homself hy is te loud dat die Here hom gebruik. Hou op om die leuen te glo. Hou op om hierdie siklus van hierdie vesting te entertain. Moenie jouself vertel, jy is veronderstel om in armoede te wees die res van jou lewe nie. Dis, hoor my seker, ons kan vry wees. As vestings, herhaaldelike gedagtes. Daar's ook skanse. Skans is bietjie anders as 'n vesting. Dis so in die oomblik, in die oomblik is dit soos om 'n rookbom te gooi. Dis 'n skans. Maar hierdie skanse het spesifieke doelwitte. En hulle skanse wat opgerig is teen die kennis van God. God het alles mooi en perfek gemaak. Nou kom daar mense en nou glo hulle leuns oor ander en oor hulle self. Kan ek jou wys wat is 'n skans? 'n Skans is wanneer jy daarin sparse, amper sê ek strate, wat is die mens daar goed? Dis lekker breed net, kan seker maar 'n straat wees, 'n aisle. Jy loop al verby en nou loop daar iemand verby waarvan jy geskinder het, nê? Jy en nou groet hulle jou nie, nou vertel jy jouself, iemand het hulle gesê, nou is hulle kwaad vir my. Dis 'n skans. En nou is jy kwaad vir hulle en jy weet nie eintlik hoekom nie. Iemand ry verby jou en hulle groet jou nie. Dink by jouself, ja, hierdie ou is hom ongeskik, hy groet my nie. Hy hou seker nie van my nie. Ja, dis seker omdat hy uitgevind het, 10 jaar terug het ek sy hond doodgery. Skans teen die kennis van God. Dis hierdie oomblikke wat die vyand kom en hy beroof dit wat die Here daar gestel het. Maar daar's ook planne. Het jy geweet die vyand het 'n plan vir jou? En dis niks goeds nie. Hoekom leef ons partykeer? Ons loop partykeer rond asof die duiwel geen plan het met my nie. Ek stel myself bloot aan 'n klomp nonsens waarna ek nie myself moet blootstel nie. God het 'n plan vir jou lewe, reg? Ek sê vandag vir jou, die duiwel het ook 'n plan vir jou lewe. En hy wil jou verwoes. En hy wil hê jy moet niks word nie. En jy moet geen koninkryks impak hê nie, sodat die dag wanneer die Here Jesus Christus terugkom, jy maar daar moet staan met jou een begrawe talentjie die kant. Dis die duiwel se plan vir jou. Moenie dink hy loop rond soos 'n brullende leeu.
Kan jy jouself dink dat daar's 'n oorlog aan die gang? Praat van 'n oorlog. Die skote klap. Ons is nou daar in die grens van Rusland en Oekraïne. Dis nou waar ons loop. Kan jy imagine? Jy trek jou handdoek en jou speedo aan. Ek gaan nou hier op die strand lê. Hoekom doen ons dit? En as die skoot ons tref, en dink ons, "Sjoe, dis nou onnodig. Die duiwel is lustig." Nee, kry jou bedryf agter mekaar. Gaan skuil by die Here. Trek jou wapenrusting aan. Sorg dat jy gerad is vir hierdie oorlog. Dis krities belangrik. Daar's vestings om neer te werp. Daar's planne om te verbreek. Daar's kanse om teen te gaan en daar's gedagtes om gevange te neem. Het jy geweet, daar's gedagtes om gevange te neem? Daar is gedagtes wat in jou gedagtes sal opkom wat nie van die Here af is nie. Kerk, as ons wil vry wees, het ons nodig om vry te kom van hierdie leuns. Hoor mooi in Openbaring 22 vers 15, hy sê, maar buite, dit sal nou buite die hemel wees, maar buite is die honde en die towenaars. Ons kry die honde bietjie jammer, maar die towenaars is ons soos, ja, dis reg, hulle hoort buite. Die hoereerders, dan sê ons, ja, is reg, hulle hoort buite. Die moordenaars, ja, nee, hierdie is sonde. Afgodsdienaars, ja, hulle is sondig. En elkeen wat die leuns liefhet en dit doen. Daar is geen onduidelikheid in God se woord nie. 'n Leuen is 'n leuen. En of hy wit of swart is, hy's 'n leuen. Moenie bid, God seën my besigheid, jy loop 'n lieg vir almal nie. Sê sorry, sê ek het vergeet. Moenie sê jy is op pad as jy nog nie op pad is nie. Moenie laat wees en dan sê, nee, maar dit was die traffic nie. Nee, leuns is leuns. En so daar's die leuns wat ek en jy sê, maar daar's ook die leuns wat ek en jy glo. Praat reg met jouself. Praat mooi met jouself. Ons moet anders wees as die wêreld. Ons moet vry wees van die leuen. Maar dit is interessant, nie alleen glo hierdie Jode, hierdie leuen dat omdat hulle die kinders van Abraham is, hulle vry wees nie. Maar hulle maak ook nogal staat op die verlede. Hulle dink die verlede is wat hulle gaan red, jy weet. Hulle sê nee, ons het in die verlede het ons nog nooit slawediens gedoen nie. Nou nonsens, hulle het. As kinders van Abraham was hulle nog as in Egipte en hulle was in Babylonië. So hulle het 'n bietjie van 'n bad geskiedenis. So dit sal klaar nie great nie. Maar okay. Maar as hulle nou praat van hulle self, jy weet, hulle is individue. Hulle het nou nog nooit slawediens gedoen nie. Ek wil hê jy moet hoor. As die Seun jou vry maak, ja, van die leuen, hy maak jy ook vry van jou verlede. Ek weet nie of daar 'n groter voorbeeld in die Bybel is as Saulus, wat Paulus geword het nie. Maar mag ek jou net herinner, wie was hierdie ou gewees? So as 'n jong man, Saulus, een van die groot honde van die Romeinse ryk om die kerk uit te sorteer. So wie Saulus? Saulus is die ou, saam met sy manne, wat as daar 'n geleentheid soos hierdie is, waar daar Christene bymekaar kom, dan is Saulus die een, wat by daai voordeur inkom, en dan trek hulle, almal, vroue, kinders, mans, hulle trek hulle hier uit. As jy lucky is, gaan jy tronk toe, as jy unlucky is, word jy sommer net daar doodgemaak. Ek wil net gou imagine, net vir 'n oomblik, hoe sal jy voel? Hier kom 'n ou nou hier in, en hy gryp jou vrou, en hy sleep haar na hare hier uit. Hoe sal dit voel? Wow, dit sal ongemaklik raak, sal dit nie? Dit was Saulus. In Handelinge 7 lees ons vir die eerste keer wat iemand vir sy geloof gestenig word. Sy naam is Stefanus, die eerste martelaar. En hulle sê vir ons, dit was hierdie redenasie gewees met die Jode, met die Fariseërs, en so dit gaan aan en dit gaan aan, en dit eskaleer en dit eskaleer, en eventueel sê, luister, ek gaan nie
ontken dit wat ek gesê het nie. Jesus is die seun van God. En hulle vat hom uit en hulle begin hom stenig en hulle sê en hy het die hemel gesien open en hy het gesê, Here, ontvang my gees. En hulle sê maar hy het sy klere gevat en hulle het by die voete van 'n jong man gelê met die naam van Saulus. Dis hierdie ou. Hy staan daar en hulle gooi hom dood. En hy doen niks en hy sê niks en hy keer nie. Inteendeel, hy sê dit is hoe mense goed uitsorteer. Dis hierdie ou. Waartoe dink jy was hy op pad gewees op die pad van Damaskus? Op vakansie? Nee, om die kerk te gaan vervolg. En Jesus ontmoet hom terwyl hy besig is om die kerk te vervolg. Hy sê, "Hey, waarmee is jy besig?" En so maklik kon Saulus gesê het, ek het te veel mense doodgemaak. Ek het die kerk te veel skade gedoen. Die Here kan my nie gebruik nie. Maar hoor mooi. Na sy tyd met Ananias, toe die skille van sy oë afgeval het, toe hy sy sig teruggekry het, hoor wat lees jy, Handelinge 9 vers 20. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. Hey, fokus. Wie dink jy is jy om te sê dat jou verlede is 'n rede dat God jou nie kan gebruik nie? Wie van julle wat hier sit, dalk moet ek versigtig wees, is 'n rowwe country hierdie, maar wie van julle het mense doodgemaak omdat hulle in Jesus geglo het? Glo my vry dat die Here wil jou gebruik, ten spyte van jou verlede. Die realiteit is dit. Party van ons is soos Saulus, ons het droog gemaak en daarom wil ons onsself diskwalifiseer. Maar jy weet, ons 'n ander dimensie hieraan. En dis waar ek my verlede blameer vir dit wat aan my gedoen is. So bly nou by my. So Saulus het die een toets is vir Saulus. Sal jy toelaat dat die Here jou gebruik ten spyte van wat jy gedoen het? Maar weet jy waar lê die volgende toets? Die volgende toets lê in hierdie gehoor, hierdie crowd mense vir wie Paulus preek later. Want jy weet, dit was hulle wat aan die ontvangkant was van die seer. Hulle moet ook 'n toets deurgaan. Hulle moet ook klaar kry met die verlede. En so miskien sit jy hier volgens jy sê, luister, ek het niks regtig feeslik gedoen wat my behoort diskwalifiseer nie, maar jy weet nie wat is aan my gedoen nie. Weet jy met hoeveel mense kry ek te doen? Leraars, pastore, wat goed bedoel het, wat baie seer gemaak het. Paas, wat goed bedoel het, en baie seer gemaak het, en party wat nie eers goed bedoel het nie. Maas, wat kinders verwerp het, en weggegooi het. Kinders wat voel, ek hoort nie in hierdie wêreld nie. Hoor my seker, jou verlede sal jou lam lê in die Here. En die sekerste manier om die toekoms op te voeder is om in die verlede te bly. Jy moet by vandag leef en verantwoording doen vir vandag. Wie kies jy om vandag te wees? Want as die Seun ons vrymaak, dan maak hy ons ook vry van die verlede. In 2 Samuel wys Dawid dit vir ons. En so, dis hierdie storie, en Dawid het en Batseba het gedoen die goede wat hulle nie moes gedoen het nie, en daar's 'n kind gebore en die kind word siek en Dawid vas en bid en hy vra die Here asseblief, en dan gaan die kind dood en dan hou hy op om te vas en te bid, en dan sê die Jode, wow, hierdie is weird, verstaan, gewoonlik wag ons tot die kind dood is, dan begin vas en bid ons in rou en in treur, jy's nou met my. Want Dawid maak hierdie opmerking, hy sê, maar nou is hy dood. Ek wil hierdie woorde profeties in jou lewe inspreek vir die goed waarvan jy moet klaar kry. Wat verby is verby, dis wat hy probeer sê. Dis klaar. Wat gebeur het, het gebeur. Wat gesê is gesê. Wat gedoen is gedoen. Wil jy die res van jou lewe daar bly? Hoe lank nog wil jy die oomblikke wat nou vir jou gegee en gegee is opvoeder, omdat iets in die verlede jou seer gemaak het? As die Seun jou vrymaak, maak hy jou waaragtig ook vry van die verlede. Wat verby is verby. En ek wil nie probeer minimaliseer
jou seer of jou trauma nie. Al wat ek jou vra is dit wie jy gaan wees die res van jou lewe? Of gaan jy sê, Here, op grond van U woord, dat U waarheid my vrymaak, dat U as die waarheid my vrymaak. Kies ek nou om agter my te sit, die dinge wat agter my hoort. Ek kies om vry te kom. Ek kies om die mens en die man en die vrou en die kind en die ouma en die oupa te wees wat U my roep om te wees. Ek neem my plek in my gemeente, ek neem my plek in my dorp. Ek gaan die roeping waarmee U my roep, gaan ek ten volle uitleef. Jy sien, dit is die krag van God. Dit is hoekom ek en jy die belofte het dat ek en jy kan vry wees, want sonder Jesus word dit onmoontlik. Net omdat die dokter so sê, beteken nie, die Here kan jou nie vrymaak nie. Ek gaan begin land met hierdie, so vry van die leuen, vry van die verlede, maar asseblief vry van die sonde en die swak gewoontes in my en jou lewe. Kerk, ek hoop so, ek bid dit, dat ons as gemeente die krag van Christus sal demonstreer, deur vry te kom van die leuns van hierdie wêreld en die gewoontes wat daarmee saamgaan. Hoor gou mooi, Romeine 6 vers 11 sê, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend vir God is in Jesus Christus ons Here. Het jy al ooit, ek weet nie, miskien nie, het jy al ooit vir iemand gesê, jy's dood vir my? Okay, julle is baie soet, julle doen nie sulke goed nie. Wat beteken dit as ek vir iemand sê, jy's dood vir my? Dit beteken ek sal dus verder geen interaksie met jou hê nie. Is dit nie? Ek ignoreer jou soos 'n stopstraat, behalwe die wat die kameras nou is. Ongeskikte storie daai, ek sê vir jou, is dankbaar, ten minste stop hulle nou. Maar ek kan nie interaksie hê met iets as dit dood is vir my nie. Hoor my mooi. Om vry te wees in Christus is om te besef, ek hoef nie vasgevang te wees in sonde nie. Dis 'n leuen, dis 'n vesting in die kerk, dat omdat almal bietjie sonde doen, ek maar ook myne kan koester. Nonsens. Nonsens. Hoor my vandag. Jy kan vry wees van sonde. Jy kan. Om te sê ek kan nie vry wees van sonde nie, is om te sê dat die mag van sonde heers oor die seun van God. Jy sien, nie uit my eie krag uit nie, maar deur sy krag, deur my identiteit in Christus. Dis hoekom hy dit baie duidelik sê, ons moet ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, soos dood vir die sonde, lewend, maar hoe? In God, of jy lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Ek kan nie in Christus wees en nie agter sê ek, ek maak seker nou niemand skade nie. Jy maak jouself skade. Wandel in die vryheid van dit wat Christus voor gesterf het aan die kruis. Heers oor die sonde, sterf vir die vlees. Ons kan nie hierdie vlees entertain nie. Hoekom nie? Hoekom kan ons dit nie doen nie? Want die loon van die sonde is die dood. Die rede hoekom die Bybel vir ons sê, doen sekere goed en los ander goed, is omdat die uiteinde van hierdie goed wat ons doen, die loon is die dood. Ek wil jou aanmoedig, as jy regtig glo Christus kan jou vrymaak, weet dit ook, dat hy jou kan vrymaak van jou sonde. En miskien sit jy hier en sê, maar Ines, ek het redelik gedeel met gewoonte sondes in my lewe. Ek kan nie, daar's niks wat ek regtig mee met 'n gewoonte mee sukkel nie. Ek wil jou net vat na Handelinge 8 toe, waar Simon die towenaar, nadat hy gesien het, dat die apostels deur die handoplegging vir mense die Heilige Gees kan gee, sê hy, luister, ek wil geld, vat my geld, maar gee my hierdie krag, dat ek ook die Heilige Gees vir mense kan gee. Maar hoor net wat sê bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, omdat hy wou betaal het vir die krag van God. Maar hoor mooi, en bid God, of die gedagte van jou hart, jou miskien vergewe
mag word. Dawid bid en dan sê hy, Here vergewe my vir die wetende en die onwetende sondes. Handelinge sê, luister vir die gedagtes van jou hart. Hoekom? Want dis waar dit begin. En dis waar dit moet sterf. Dis belangrik dat ons sal weet, dat selfs dit wat ek dink, is iets waarna God kyk. En moet dit nie hier koester en vertroetel en koester en vertroetel en sê, wel, ek het daarom nog niks hiermee gedoen nie. Die feit dat jy dit bedink, verheerlik hom nie. Jy sien, in 2 Korintiërs 10, vers 5, of vers 4 en 5, sê vir my en vir jou, dat ons ook elke gedagte gevange moet neem. In ons stryd, behoort ons die stryd hier ook te wen. Maar weet dit seker, ons kan nie in die vryheid loop wat daar in Christus Jesus is, maar ek is besig om my sonde te vertroetel nie. Hy's nie jou vriend nie. Jou sonde gaan jou 'n baie duur prys kos. Kry klaar met dit. Haat sonde eenvoudig omdat Christus dit vir ons, die prys wat hy betaal het, is eenvoudig te veel. Haat dit omdat God dit haat. Dit alleen behoort vir jou genoeg van 'n rede te wees. En 'n pastoor het eendag hierdie verhaal vertel en ek gaan jou los hiermee. Daar was 'n koning gewees wat 'n nuwe ou wat sy koets kon bestuur het. Wat is koetsbestuurders se posbeskrywing? Wat is hulle naam? Ek wat? 'n koetsier. Nou word dit 'n koetsier. As dit nie die regte naam is nie, dis nou ons naam. En hulle begin om ouens te onderhoud. En hy het bo op 'n berg gebly en so hulle moes die koets teen hierdie berg afvat. En die eerste ou kom en hy gryp daai perd en hy wil vir die koning wys hoe goed is hy. En hy vat daai koets en hy jaag hom maar af. En hy vat daai wiel, maar hy sit hom so op die randjie neer. En hy gaan. Hy kom klim baie trots daar uit. Hy sê, en wat het jy gedink? Die koning sê, is nie vir my nie, dankie. En hy laat nog 'n ou kom. Hulle sê, luister, hierdie ander het hom op die rand gevat. Hy sê, moenie worry nie. Moenie worry nie. Hy klim op en hy vat hom en hy jaag. En hy ry en die eerste wiel is al van die rand af. En hy bring hom terug. Sê, koning, wat dink jy? Hy sê, is nie vir my nie. En moedeloos kry hulle die laaste ou. En hy klim rustig op die perd. Laai die bedryf. Ry soos wat hy moet ry. Kom onder. En soos jy verwag, sê die koning, dis hoe ek graag wil ry. Liewe kind van die Here, hoekom probeer ons die lewe leef, soos daai eerste 2 koetsiers? Hoekom wil ons so naby aan die sonde kom as moontlik, voordat ons ons wil hom nou nie net, ry liewers die pad, wetende, jy ry die pad saam met die Here. En sy heiligheid moet ons ver weghou van ongeregtigheid af. Moenie kyk hoe naby kan jy kom nie. As jy die vraag moet vra, is hierdie verkeerd of is hierdie sonde? Dan wil ek vir jou sê, is jy reeds besig met verkeerde dinge. Onthou hierdie woorde, as die Seun julle dan vry maak, sal julle waarlik vry wees. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons stil word voor U, en ons begin oorweeg, hoe naby ons maar aan die wêreld lyk, en baie keer klink, en baie keer praat, dan wil ons eers kom sê, Here, ons is jammer. Ons is jammer dat ons in ongeloof wandel. Ons is jammer dat ons angstig raak oor dinge waar ons nie behoort angstig te word nie.
Ons is jammer, Here, dat ons leuns oor onsself glo. Here, ons wil kom herken. En ons wil mekaar herinner. Ons kies om te glo dat as U ons vrymaak, sal ons waarlik vry wees. En Vader, ek wil bid dat elke een van ons in die autoriteit wat U vir ons het, sal wandel. Here, dankie dat U ons roep. Dankie dat U ons losmaak. En Here, ek wil in die eerste plek bid vir elke een wat vanoggend hier is, wat vashou aan leuns oor hulle self, in die naam van Jesus van Nasaret, kom doen ons soos U aan ons beveel het. En ons kom breek die vestings af in die naam van Jesus. Ons kom staan teen elke skans wat opgerig is teen U kennis. Here, ons kom verbreek elke plan van die vyand om te slag, steel en te verwoes, en ons geneem elke gedagte vange tot gehoorsaamheid aan U. Ons sal die dinge bedink wat daarbo is en nie wat hier op aarde is. Ons sal nie tevrede wees met 'n halfmas tweedanse lewe, terwyl U ons roep om voluit vir U te leef nie. Here, ek wil ook bid vir ouens wat met deel met die verlede. Daar is soveel teleurstellings. Daar is soveel seer, soveel pyn en soveel trauma. Vader, dankie dat ons in die gees 'n lyn kan trek in die naam van Jesus. Nie langer sal die kettinge van die verlede ons vashou. Dankie dat ons kan vergewe en vry wees. Maar Vader, dankie dat ek ook nou kan bid, dat U deur U Heilige Gees manne en vroue sal versterk in hierdie oomblik. Om vir eens en vir altyd sonde te haat, soos wat U dit haat. Maak ons vry in die naam van Jesus. Ons wil getuig, Here. Ons wil manne en vroue wees wie se lewens getuig dat die Seun ons vrygemaak het. Mag ons uit hierdie plek uit leef. En mag ons mekaar ook hier dien. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.